Albert, dankie vir jou tyd. Is lekker om met jou, altyd lekker om met jou te gesels. Vertel my 'n bietjie die Alpha storie. Jacques, dis nogal 'n storie, want toe die Alpha-konsep ontwikkel was, en dit was gedoen as 'n verlenging van die media-platform van Plaas Media, min of meer die 2016 Veeplaas, as 'n tydskrif wat na die veeboer toe gegaan het, en die verskillende uitbreidings op daai platform, sosiale media en projekte wat daar rondom gegaan het, was dit 'n logiese gevolg om 'n geleentheid te skep wat dieselfde platform ondersteun. So dit was die agtergrond gewees. Die eerste een was in 2016 in Parys by die Afridome, en was net as die Alpha Expo bekend op die tyd. Nou moet ek eerlik sê, as jy vir my daai tyd enigsins 'n idee gegee het van wat vir ons voorlê, dan sou ek dit dalk anders daan gedink het, want COVID is iets wat niemand geweet het eers moontlik is nie. Back and Claw was 'n siekte wat eers in die lande noord van ons grense teenwoordig was, maar wat ons nie oor hoef te bekommer nie. So daar was 'n klomp uitdagings op die tyd wat ons nooit gedink het daar sou gewees het nie. En hierdie jaar is dit nou 10 jaar van die eerste Alpha af, en dat Nampo Alpha laas jaar sy beste geleentheid nog gehad het, is vir ons 'n wonderlike voorreg, en gegeewe die berge wat ons oor is met COVID en Back and Claw om daarby te kom, is ons baie dankbaar, en is dit eintlik groot genade dat ons dit reg gekry het. Wel, ek wil sê 10 jaar is jy's amptelik, ek dink 10 jaar sê hulle mos daai 10,000 hour rule, so julle is amptelik meesters, né? Maar jy het nou gesê Nampo ook natuurlik, so dit begin met Alpha, jou babietjie, en nou sit Nampo Alpha natuurlik so. Ja, wat gebeur het dis die wonderlike ding van so 'n geleentheid. Hy kry 'n lewe van sy eie. Jy kan hom maar beplan soos jy wil. Op die ou ende is dit spreekwoordelike, as jy die honde loslaat, dan hardloop hulle waar hulle wil. En binne die eerste 3 jaar het ons eintlik die Dome ontgroei. Die Dome is 'n ongelooflike plek om sulke geleenthede by te hou. Hoekom Parys? Ek moet vir jou baie eerlik sê, daar is nie 'n beter dorp in die land as jy 'n landbou geleentheid wil doen nie. So in terme van daai die ligging. Dit is mooi sentraal tussen Vrystaat, Noordwes, Gauteng in Noord-Kaap. Selfs maar langer as jy hom so 'n bietjie rek, dis 'n uur en 'n half van die lughawe af. Daar's baie redes hoekom Parys perfek is. Dis die dorp met die meeste gastehuise per capita in die dorp wat jy in die land kan kry. Prachtig. So slaapplek is nie 'n probleem nie. Daar's geweldig baie restaurante. Die dorp is ingestel om mense te ontvang. So dit is 'n fantastiese dorp om so iets te doen. Die Afridome self is 'n ongelooflike geleentheid. Ons probleem was, daar was net een. As daar 2 of 3 was, maar ons het hom volgemaak, en almal wat nie in die Dome geakkommodeer kon word nie, het half gevoel wil word afgeskeep. So ons moes 'n ander plek kry, en op daardie tyd het Dr. Dirk Strydom met my begin gesels om met Nampo saam te werk om 'n Nampo Alpha geleentheid te skep. Daar was 'n klomp faktore. Hulle het op daai stadium aan die Nampo kant gewerk aan 'n jag en 'n buitelewe expo, en ons het gevoel maar dis ideaal om hierdie goed te kombineer, en dit het geboorte gegee aan Nampo Alpha, lewendawe jag en buitelewe, wat dan in Oktober in Botawil gebeur. En wanneer was dit amptelik Nampo Alpha daai eerste? 2019 was die laaste Alpha by Parys. So 2020 sou die eerste Nampo Alpha wees. Ja, so gepraat nou van COVID, en toe was daar nie een nie, en dan was die volgende jaar ook nie een nie, so 2022 was toe die eerste Nampo Alpha. So baie belangrike ding is weet wat ek wil verstaan is, en ek sê jy's 'n meester wanneer dit by hierdie kom sê nou 'n Engelsman sê events, né? Kom. So natuurlik hoekom events in landbou, veral landbou media? So wat is die storie? Ek wil sê hoekom is dit kragtig, en die pros and cons? En natuurlik ook Old Mutual Wealth het die geleentheid gesien ook. So dit was ook 'n groot wen nou vir julle, en wel gedaan.
So vertel ons 'n bietjie, en hoekom sal 'n handelsmerk soos Old Mutual Wealth, natuurlik sien hulle daai voordele in hierdie ek wou sê, wat is 'n wens in Afrikaans? 'n geleenthede. Geleenthede. Ja. Hulle sien die geleentheid in die geleenthede. Ja. Ek wil hom op 2 antwoord. Een oor die meester, nie so seker daarvan nie. Maar kom ons praat net eers oor waar pas geleentheid in. En dis nou nie iets wat ek uitgedink het nie. Ek het met 'n baie slim ou gepraat wat my dit so verduidelik het, en toe ek sy verstaan wat hy sê, toe verstaan 'n mens waar moet jy dit posisioneer. Nou as 'n mens kyk watter rol realiteits TV kom speel het in ons moderne media. Dit is 'n totaal nuwe konsep. Dit was iets wat jy amper nie kon gedink het, 20 jaar terug sou kon bestaan. Ek dink Big Brother was seker van die eerste. Dit was definitief van die eerstes. Jy weet, mense het altyd jy kry 'n teks, jy leer die teks en jy bied 'n teks aan. Maar niemand het ooit gedink jy daag op voor 'n kamera en kom kyk wat gebeur. Ja. Dis wat 'n geleentheid is. Aha. Dis niks anders nie. Die konsep is identies dieselfde. Dis 'n organiese spontane proses. En hy gebeur in werklike tyd, soos hulle in Engels nou mooi sal sê, in real time. Jy kan hom nie oefen voor die tyd nie, jy kan hom nie voorspel nie. Daar's iets ongeloofliks dinamies daaraan. 'n Klomp ouens kom bymekaar, sit uitstallers op, besoekers kom, en dan kyk ons wat gebeur. En partykeer gebeur wonderlike goed, en partykeer minder wonderlike goed. So dis die dinamika van 'n geleentheid. En natuurlik skouerskuur met jou potensiële kliënt, met jou ewe knie. Absoluut. Jy's 100% reg. Dit is die belangrikste deel in moderne media wat 'n geleentheid bring. Want ons moet een baie belangrike ding onthou. In die ek haat om die term te gebruik, en dis 'n teken dat 'n mens oud word in die ou tyd. Maar in die ou tyd het 'n mens soort van die normale punt van kontak was persoonlik. Ek ontmoet jou, ons praat met mekaar. En dit het van daar af ontwikkel en van ek skryf vir jou 'n brief wat onpersoonlik is. Of ek stuur vir jou 'n foto wat onpersoonlik is, en toe stuur ek vir jou 'n video. Toe kyk jy vir my op TV. So van waar ons begin het, waar dit 1-op-1 was, het ons beweeg na onpersoonlik, tot op 'n punt waar alles onpersoonlik was. Jy het nie ek het toevallig 'n artikel oor dit gelees. In Amerika is dit byvoorbeeld 'n ongelooflike ding om bekende mense te jag, letterlik te jag, om net aan die kant van die straat te staan en te sê ek het daai persoon gesien. Ek het toevallig die bekende Yellowstone reeks, die Kelsey karakter of Casey karakter, ekskuus, John Dutton se seun nou in die program, sy ma het hom Los Angeles toe gevat, toe hy as 'n seun sê maar hy wil akteur word. En hulle het bekendes gaan jag. Ek het nie geweet mense doen sulke goed nie. Ja, dit klink en so stalking. Die eerste bekende wat hy met sy eie oë gesien het, was Kevin Costner, wat sy medester in Yellowstone was. So, en die rede vir dit is dat mense totaal kontak verloor met 1-op-1. So die feit dat ek vir Kevin Costner op TV kan sien is nie genoeg nie. Ek wil hom in persoon sien. Nou terug by landbou, ons is waarskynlik, en ek dink nie ek dramatiseer dit onnodig, in die moeilikste tyd vir landbou sedert die Rinderpes in die Boereoorlog nie. En dit is nie, ek bedoel, as jy die lysie maak van politieke uitdagings, veediefstal, predasie, ekonomiese druk, biosekuriteit, die lys hou nie op nie. As 'n boer opstaan in die oggend en hy wonder waaroor kan ek bekommerd wees, dit gaan hom 'n dag besig hou om daai lysie te maak. En die enigste manier wat jy dit regtig sielkundig kan hanteer en verwerk is om dit te deel met iemand wat in dieselfde omgewing as jy. So daar's 'n kwalitatiewe komponent wat jy ook in ag moet neem met die sosiale skouerskuur. bevrediging wat jy op geen ander manier kan kry nie. So om 'n lang storie kort te maak, ek persoonlik dink Nampo, wat waarskynlik die suksesvolste landbougeleentheid in Suid-Afrikaanse geskiedenis is en waarskynlik top 5 in die wêreld, ek dink dis hulle enkel groot sukses. Mense gaan Nampo toe omdat hulle
nie net gaan kyk wat Nampo bied nie, maar hulle weet hulle gaan mense daar sien wat hulle waarskynlik nooit weer in 'n jaar gaan sien nie. So daar's twee komponente wat ek wil terugkom na Old Mutual Wealth. So natuurlik ek neem aan hierdie ouens verstaan die waarde van skouerskuur. So daar's daai komponent en om die teikenmark selfs as ek dit nou so kan sê beter te verstaan en te hoor hoe die ouens dink en doen. En dan natuurlik wil ek ook baie belangrik is dat al hierdie geleenthede, ek wil nou sê events, die ouens het gekanselleer, maar julle het nie. So ek wil dit ook 'n bietjie uitpak. Kom ons net gou oor Old Mutual Wealth en ek moet dit as 'n baie groot kompliment sê. Ons het nie die konsep van skouerskuur aan hulle verkoop nie. Hulle verstaan. Hulle het dit verstaan voor dis hoekom hulle met ons kom praat het. Ons het met Karel Fourie daai tyd begin praat en Karel het van die begin af daai konsep verstaan. Ja. Hulle is nogal sterk, ek wil sê Karel veral, nee, hulle verstaan verhouding. Absoluut. En as jy nou kyk, weet na die konsep van wat die beleggingswêreld, dis geweldig persoonlik. En dis nie iets wat jy in 'n onpersoonlike net op papier met iemand kan doen nie, maar daar moet vertroue geskep word. Ja. Jy weet, verstaan die persoon my omstandighede. En Old Mutual wel verstaan dit. En dit maak dit baie maklik. Dit is 'n soort van ons filosofie en hulle soort filosofie wat basies net kon saamloop. So dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg om hulle as 'n borgvernoot by Nampo Alpha te hê, as dan ook die naamborg van ons grootste geleentheid wat die nasionale interras kampioenskap is, wat nou as die Old Mutual Wealth nasionale interras kampioenskap uitgevoer word. Daar's uit vandag interras wat behels dit? Dis nie heeltemal 'n netedop konsep nie, maar bekend aan landbou. Elke skou in die land het kampioenskappe, vleisbeeskampioenskappe. Weet een skou sal byvoorbeeld 'n klompie net streekskoue hê, klein skoutjies. Sê nou maar 'n ras wat sy klein skoutjie daar hou, sê nou maar net 5 of 10 teelers, en dan sal provinsiale kampioenskappe by daai selfe skou, en dan sal daar nasionale kampioenskappe wees, miskien 1 of 2. Wat beteken dis die nasionale kampioenskap kom die ouens oor die hele land, provinsiaal oor die hele provinsie, streek dan net in die area rondom die skou. En so kan tot 20 rasse by so 'n skou bymekaar kom en elkeen van hulle kroon dan 'n raswenner. Dit sal of 'n nasionale kampioen of 'n provinsiale kampioen of 'n streekkampioen wees. Senior, junior, dit hang af, die rasse verskille bietjie. Party kan nou gekalf bysit, maar daar sal dan verskillende, en dis vir bulle en vir koeie. En dan op die laaste dag van elke skou, almal doen dit. Dan sit hulle nou al hierdie diere in die ring bymekaar, al die kampioene, en hulle kies dan nou die interras kampioen bil en kampioen koe van daardie bepaalde skou. Party noem dit die goue beker diere, party noem dit die interras groot kampioen. Daar's verskillende terme daarvoor, maar dit beteken dat elke skou sê met al die kampioene van al die kampioenskappe by my skou, die beste bil en koe in die konteks van binne hulle ras is hierdie bil en hierdie koe. Ja. Ek kroon hulle as my interras kampioen. Okay. Wat by Alpha gebeur is ons nooi daai bil en koe van Daai elke kampioene, skou. ek wil sê streekskampioene. Dis reg. En hulle kom Alpha toe. En die rede daarvoor waar die konsep begin het, was 'n besef van vir 'n teeler om daardie bil of daai koe daar te plaas dis 'n groot werk. Dis 'n enorme prestasie. En ons wil graag die prestasie verder vat as net wat op daai dag gebeur. So jy het nou, sê nou maar vir die argument, bloemskou gewen, baie geluk. Maar jou dier gaan nou Alpha toe, wat beteken daardie aandag wat op daai dier gevestig word nou vir 'n volgende 6 maande gehandhaaf. Tot by Nampo Alpha. En dit het min of meer dieselfde konteks as om te sê in 'n rugby situasie speelspan A en B bymekaar, maar wie wat daar's 'n Karibeker finaal. Yes. En dit sê in Suid-Afrika wie's die wenner, of dit nou 'n SA beker of maak nie saak nie, daar's nou baie kompetisies deesdae. Maar uiteindelik bou dit dan op na byvoorbeeld 'n wêreld kampioenskap. Om te sê in ons geval die Springbokke is die wêreldkampioen, die wenner van die wenners, die kampioen van kampioene. Ja. En ons bied presies dieselfde geleentheid vir skouwenners om uiteindelik te sê die Old Mutual Wealth nasionale interras bil, ons noem hom die
Expo King of die Expo Queen. Is daai bil en daai koe wat met reg hulle self kan sien as die beste in Suid-Afrika. Baie prestige natuurlik. So ek sê hierdie klink soos die Olympics, as ek dit nou so. Julle gaan voort. Dis nogal uniek. Hoekom? Dit is 'n baie goed en weldeurdagte besluit wat dit tot gevolg gebring het. En dit kom uit lesse geleer uit COVID. Nou ek wil gou een stapie teruggaan. COVID gebeur. En as 'n mens mooi nou retrospektief daarna kyk, dan besef 'n mens COVID moes lankal gebeur het. Ons moes 50 jaar terug al 'n internasionale pandemie gekry het. Biosekuriteit was nog nooit werklike prioriteit vir ons gewees nie. So dis 'n bietjie almal is wakker geskrik. Ons is wakker geskrik. En geskrik. Daar's omtrent nie 'n fout wat jy kan maak wat ons nie gemaak het tydens COVID nie. So ons is veronderstel om 'n bietjie te leer uit daai fout uit. So toe die eerste COVID wat alles toegemaak word gebeur, toe aanvaar ons almal goed. Geen skou, geen geleentheid, geen Nampo Alpha nie. En dis 'n enorme skok op 'n mens se stelsel as jy vir iets gebou het toe nou al op daai stadium al vir 6 jaar. Jy weet en nou kan jy nie aangaan nie. En al daai momentum, al die belegging wat gemaak is, gaan nou waarna toe. En toe besluit ons maar ons gaan dit aanlyn doen. Tegnologie is beskikbaar en ons hou in 2020 aanlyn alfa wat ongelooflik suksesvol uitgedraai het. Ons het oor die 300 inskrywings gehad van individuele boere wat video's geneem het van hulle diere en ingestuur het. En dit was betreklik maklik om 'n bietjie van 'n momentum te skep en 'n opwinding en almal was half, "Joe, dis wonderlik, dis fantasties, want ten minste kan ons iets doen." Maar wat ons gemis het, is almal wat deelgeneem het dit gedoen omdat daar nie alternatiewe was nie. Ons kon nie met 'n alfa voortgaan gegee die COVID beperkings van die tyd nie. So in 2021 toe dog ons maar weet hierdie is eintlik lekker. Want daar's baie minder moeite en koste om 'n aanlyn geleentheid te doen as om 'n op die grond geleentheid te doen. En dit het mooi gewerk in 2020, so ons dog toe. Hierdie is 'n ding wat kan werk. En tot ons skok agtergekom, nee. Dit het een keer gewerk. Jy kon een keer wegkom wanneer mense want almal was in dieselfde boot gewees. Almal was in dieselfde boot en in dieselfde hulle koppe was op dieselfde plek want daar was nie alternatief nie. En ewe skielik het mense begin sê, is julle seker? Is julle seker daar's nie alternatief nie? Is ons nie besig om onsself hier in beperkings dood te smoor en miskien net 'n klein bietjie meer aandag te gee om iets te laat werk nie? Om 'n baie lang storie kort te maak, ja, dit was die antwoord. 2020 se aanlyn alfa het fantasties gewerk. 2021 sin was 'n totale mislukking, jy weet, glad nie gewerk nie. Ongeag dat ons eintlik baie meer werk ingesit het met 2021 en dit het my net laat besef. Daar's iets inherent aan 'n geleentheid wat werk. Om korttermyn te sê ek kan nie geleentheid nie doen nie want ek het hierdie en die beperkings, kan 'n mens verkoop. Maar wanneer jy sê ek gaan nie meer 'n lewendige geleentheid hou nie, dan verloor jy eintlik die totale rede van hoekom jy so geleentheid doen. En dan is die aanlyn alternatief nie 'n alternatief nie. Dit raak 'n aparte ding wat net nie naastenby dieselfde opwinding kan genereer en ondersteuning en deelname kan fasiliteer. Dis soos wat jy net nou ook wat ons gepraat het, daar's 'n energie met skouerski. Absoluut. Daar's 'n hele vibe, soos jy daar's organiese uitvloeisel van daai paar dae. Jy's reg. Ek miskien net op dit, jy's 100% reg. Dit is hoekom 'n geleentheid soos hierdie werk, want ek kan iemand in die oë kyk, want ek kan met 'n ou wat ek nooit andersins sou sien nie, 'n ou wat ek miskien nie die vrymoedigheid het om 'n afspraak mee te maak en om formeel by 'n kantoor te gaan sien nie. Ek kan nie daai persoon mee kontak hê nie. So ek moet daai persoon toevallig raakloop by 'n Nampo of by 'n Nampo Alpha of by 'n bloemskou of wat die geleentheid ook al is en ons kan dalk 'n bietjie gesels, ons kan mekaar leer ken en dit skep die vrymoedigheid dat ons daai persoonlike verhouding dalk verder kan vat. Die aanlyn spasie
bied nie, geen van daai geleentheid. Ja. Biosekuriteit aan die orde van die dag. Ek wil dit speel, dis nie enigste groot faktor nie, maar dit is 'n groot faktor. Miskien net een stapie terug oor hoekom ons besluit het om aan te gaan. Ons het vir onsself gesê, die vraag raak eerder, moet ons hoegenaamd met die konsep aangaan, as daar alternatiewe is. Biosekuriteit bied in die huidige omstandigheid absoluut daai alternatief. Wat het ons in die vorige paar jare gehad wat ons nie gehad het nie? Ons kon nie ent nie. Nou kan ons ent. As ons kan ent, dan haal jy omtrent 99% van die risiko uit die hele ervaring uit. En ek bedoel, en julle het 'n tipe van daar was hierdie tydlyn. Jy het nog, ek dink sê, so 'n sekere tyd waar die enstowwe nie ingekom het nie, was dit ook Absoluut. Was alfa dit nie gebeur nie. Ja, miskien net 'n stukkie agtergrond daar. Ons het al die skoue en die expos werk al baie lank saam. Informeel al van omtrent 2018 af. Praat ons baie gereeld met mekaar. Dr. Dani Odendaal het byvoorbeeld vir ons in 2019 'n protokol geskryf wat al die skoue, Nampo Alpha, Nampo Kaap, Bloemskou, Royal Skou, Agri Expo daai tyd het almal daai expo die protokol toegepas en ons is trots om te sê dat sedert die toepassing van daardie protokols daar nog nooit back and claw by enige geleentheid uitgebreek het nie. Daar was geleenthede, dit het uitgebreek by voerkraal, het uitgebreek by veilings, nog nooit by 'n skou of 'n boeredag of 'n landbougeleentheid uitgebreek waar die protokol toegepas is nie. Ek wil sê die ontwikkeling of die evolusie van hierdie protokol was dinamies, want elke jaar het ons aangepas by die realiteite wat gebeur het. Die groot uitdaging was ons kon nie ent nie tot nou toe. So toe die entstof nou 'n realiteit raak, het ons 'n formele skouvereniging gestig. Elmarie Prinsloo, hoofuitvoerende beampte van die Bloemskou is ons voorsitter. En die skouvereniging het basies op die volgende besluit. Ons het gesê daar's 3 fases in die tydlyn vir 2026. Die eerste fase is die fase waarin ons nou is, waar die entstof nou gekom het en ons weet nog nie presies waar gaan hy oral beskikbaar wees, gaan almal toegang daartot hê en op watter punt gaan 'n kritiese massa van diere geënt wees nie. Ons op hierdie stadium dink dat dit min of meer teen 30 April 'n posisie gaan bereik waar ons soort van weet waar staan ons. Tussen 20 April en 30 Junie is dan daai tussenin fase wat ons sê dit kan die kant toe of daai kant toe gaan, maar ons verwagting is dat na 1 Julie entstof gereedelik beskikbaar sal wees sodat 'n protokol wat sê jy kan na 'n skou of 'n expo of na 'n veiling toe kom as jou dier geënt is. 'n realistiese verwagting is. Want die persoon wat dan nou wil kom, het dan toegang tot die entstof, hy kan dit bekostig en jy wat die geleentheid bied, kan dit kontroleer dat dit wel gebeur het. En ons kan, en dis nou nie, ek is nie 'n veeartsie, so ek kan nie sulke uitsprake maak nie, maar gerekende veeartse het dit in konsultasie vir ons alreeds bevestig, dat wanneer 'n geënte dier wat korrek geënt is en die regte periode toegelaat was om vir immuniteit om te volg en as daar 'n booster moes gewees het dat dit gedoen is na 'n skou of 'n veiling of 'n geleentheid toe kom, dan is die risiko dat daai dier enigstens die siekte kan kry of die siekte kan dra of die siekte kan versprei, is daai risiko 0. Wat beteken die skou of die geleentheid kan veilig voortgaan. Daai gaan nie 'n probleem wees nie. Ek dink julle geluk by die ongeluk is tyd. Die feit dat julle eers in Oktober is, dis nou, ek wil sê, dis 'n geluk. Ja, ons is letterlik die laaste geleentheid van die jaar en dit bied vir ons daardie geleentheid dat teen daai tyd ons darm baie seker kan wees dat die entstof uitrol in 'n baie gevorderde fase sal wees en dat enige deelnemer aan die geleentheid in so 'n posisie sal wees dat hulle dit kan doen. Albert, dankie vir jou tyd. Ek is bly, jy weet, ek dink nou waar julle weggespring het. Ek sê weer 10 jaar later, is asof dit is alles het mooi bymekaar gekom vir 'n opwindende Nampo Alpha in Oktober. Absoluut. Die amptelike datums is nou die 2de en 3de
Ons het dit om 'n dag korter gemaak en om hom in die naweek te kan inskryf, want die jag en die buitelewe komponent van die Expo is 'n naweek geleentheid. Daar gaan 'n absoluut unieke geleentheid hierdie jaar was. Ons sê kom kamp vir die naweek. Okay. So ons gaan kampterreine beskikbaar maak. So dit het alreeds ontwikkel in 'n gesinsgeleentheid. Nou is dit sommer 'n gesinsgeleentheid vir die naweek. Daar's opwindende goed wat die Saterdag en die Sondag gaan gebeur. Die Sondag is nie deel van die amptelike Expo program nie, maar daar's iets wat gereël word wat ons nog nie kan bekend maak nie, en die Saterdag aand veral iets wat ons geweldig opgewonde is, wat ons binnekort sal kan sê. Maar wat ek met vrymoedigheid kan sê is dat Nampo Alpha 2026 'n baie besonderse geleentheid gaan wees en definitief iets wat mense op hulle kalender kan sit. Sien uit om dit te ervaar en weer eens wel gedaan. Baie dankie, Jacques.